Ons luister vanoggend na die Here se woord weer vanuit Titus 2. En ons gaan soos verlede week ook weer die hele hoofstuk saam lees. Vanoggend gaan ons verder met ons reeks prediking uit Titus 2 en ons gaan in die besonder dan fokus op vers 13 en 14 van hierdie hoofstuk. So kom ons luister dan saam na die Here se woord uit Titus 2 van vers 1 af. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of van baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle manne en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik goed, aan hulle eie manne onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hul eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Vers 13 en vers 14, ons fokusverse. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Geliefde gemeente, God se kinders is nooit sonder 'n heerlike toekomsverwagting nie. Ons hou deur die geloof vas aan 'n hoop wat nie sal beskaam nie. Ons verwag die heerlike vervulling van al God se beloftes. Nou, elke tipe mens, gelowig of ongelowig, het een of ander verwagting van wat die toekoms sal inhou. Baie mense dink dalk nie so ver soos die toekoms van die kerk of die toekoms van die volk of die toekoms van die wêreld nie. Maar alle mense het een of ander soort verwagting. Baie mense se verwagting strek nie regtig wyer as hulle eie persoonlike lewens nie, of dalk hulle eie gesinne nie. Maar broer en suster, wat so is by almal, is dat 'n mens se toekomsverwagtinge 'n radikale impak het op jou teenwoordige lewe. Iemand wat verwag dat daar geen toekoms is na sy dood nie, gaan sy teenwoordige lewe leef asof daar geen toekoms is na die dood nie. Geen lewe is na die dood nie. Iemand wat verwag dat hy bevordering gaan kry in sy werk, gaan sy werk op 'n ander manier doen as iemand wat nie so iets verwag nie. Iemand wat verwag dat sy of haar huweliksmaat ontrou gaan wees op 'n punt, sy huwelik gaan heeltemal anders lyk as iemand wat dit nie verwag nie. Jou toekomsverwagting het 'n geweldige ingrypende impak op jou teenwoordige manier van lewe. Maar ons kan eintlik ook sê, jou toekomsverwagting het 'n impak op hoe jy jou identiteit sien. Dit beïnvloed wesenlik in watter lig jy jouself sien.
verwagting en identiteit is onlosmaaklik verbind by elke mens. Die Here het ons so gemaak. Nou hoor ons in ons skrifgedeelte dat die genade van die Here ons opvoed tot 'n baie spesifieke verwagting en ook tot 'n deeglike begrip van wie ons werklik voor hom is. Verlede week het ons gehoor dat die Here se genade ons nie onveranderd laat nie. Die motivering vir ons roepingsgehoorsaamheid voor die Here is dat sy genade aan ons verskyn het en dat dit ons opvoed tot 'n bepaalde gedragspatroon. Paulus skryf die brief aan Titus met die oog op die geestelike gesondheid en volwassenheid van die gemeentes op die eiland van Kreta. Hy het die taak en roeping van elke groep in die gemeente uitgelê en ons het gehoor die motivering vir elke groep se gehoorsaamheid, die motivering vir ons roepingsgehoorsaamheid is genade, nie verdienste nie. Ons is gehoorsaam omdat Jesus as die openbaring van God se reddende genade aan ons verskyn het in die evangelie. En omdat hierdie genade ons leer, ons onderrig, ons dissiplineer, soos 'n onderwyser, daarom gehoorsaam ons die Here in ons roeping. Dit alles doen Christus in ons. Hy is die verpersoonliking van God se reddende genade en hy dissiplineer ons met die oog op die teenwoordige lewe, met die oog op die hier en die nou. Nou hoor ons in ons skrifgedeelte dat ons toekomsverwagting ook iets is waarin die genade ons leer, met die oog op die teenwoordige lewe. Toekomsverwagting is nie iets wat net relevant is vir ons toekoms, dis iets wat ons nou 'n impak op ons het. So dan hoor ons in ons skrifgedeelte eerste van die verwagting van die Godsvolk. Luister weer na vers 13 van ons skrifgedeelte. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus. Die genade van die Here leer ons om vroom, om God gerig in die teenwoordige wêreld te lewe. Dit het ons verlede week gehoor. Maar nou hoor ons, dit leer ons ook om verwagtend te leef. Gelowiges is nie mense wat uitsigloos leef nie. Gelowiges leef ook nie net vir die hier en die nou nie. Hulle leef in die teenwoordige lewe, maar nie daarvoor nie. Dit is sekerlik die heel duidelikste verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige. Ongelowiges leef in die reël vir niks meer as die teenswoordige wêreld nie. Die plesier, die geld, die aansien wat ongelowiges in die teenwoordige wêreld kan kry, dit dra hulle deur die lewe. Dit motiveer hulle in alles wat hulle doen. Maar dit mag nooit van 'n gelowige gesê word nie. Nou is dit belangrik, ons word nou nie geroep om met ons koppe in die wolke te lewe nie. God roep ons met die oog op die teenwoordige lewe, maar nie net vir die teenwoordige lewe nie. Hy voed ons op om in die teenwoordige wêreld verwagtend te leef. En wat is dan daardie verwagting waarmee ons leef? Het is belangrik om raak te hoor dat Paulus dit 'n salige hoop noem. Ons verwag 'n salige hoop in die eerste plek. En daaruit is dit uiteraard duidelik dat ons verwagting positief is. Paulus beskryf die hoopvolle verwagting van gelowiges met die woordjie salig, sou vertaal kon word met geseënd. Dit druk iets van 'n volkomendheid uit, 'n toestand van vrede en harmonie, 'n plek waar alle dinge is soos wat dit moet wees, waar dinge is soos wat die Here dit wil. Ons verwag 'n toestand van saligheid, spesifieke 'n salige hoop. Om te hoop is uiteraard ook om te verwag, maar soos wat die woord hier gebruik word, lê die klem meer op die inhoud van ons verwagting. Hoop is om met 'n teer verlange te verwag dat die Here sy goedheid uiteindelik in ons lewe sal laat skitter. Dis die verwagting waardeur ons donker beproewinge kan trotseer. Dit is die verwagting wat kragtig genoeg is dat ons die Here se goedheid verwag wanneer ons menslik gesproke geen rede daartoe het nie. Dit is daarom
Wat die digter van Psalm 42 homself gedurig kan oproep met die woorde: Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Ons salige hoop is die verwagting waardeur die Heilige Gees ons moed gee in ons donkerste dae. So hoor ons dus dat die genade van die Here gelowiges opvoed om hulle salige hoop gedurig te verwag. Dit moet ons tog so ernstig ter harte neem, broer en suster. Ons het 'n positiewe toekomsverwagting, 'n salige hoop. Dit moet duidelik wees in ons woorde en werke. Ons is dalk geneig om te kla of om pessimisties of swartgallig te wees, maar so houding pas nie by 'n kind van die Here nie. Ons raak maklik negatief in ons omstandighede, negatief oor die toekoms van die kerk, oor die toekoms van die land. Maar die salige hoop wat ons gedurig moet verwag, is groter as al die omstandighede wat ons negatief maak. Ons hoor immers ook in ons skrifgedeelte wat die spesifieke inhoud van ons salige hoop is. Paulus noem dit die verskyning van die heerlikheid van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Die inhoud van ons hoop en verwagting, ons salige hoop en verwagting is 'n verskyning. Nou ons het verlede week gehoor van 'n bepaalde verskyning in die verlede. Ons het gehoor die reddende genade van die Here het aan ons verskyn. En ons het gehoor dat daardie glans van God se verlossing deurgebreek het in die geboorte van Christus. Dis die verskyning in die verlede. Maar nou hoor ons van 'n toekomstige verskyning, die verskyning van die heerlikheid van Christus. Nou uiteraard dui dit op Jesus se wederkoms. By sy wederkoms sal hy verskyn. En is dit nie opvallend hoe omvangryk sy persoon dan beskryf word in hierdie gedeelte nie? Jesus word genoem die groote God en ons verlosser. Paulus beklemtoon Christus se godheid om aan te dui hoe heerlik hierdie verskyning van Jesus gaan wees. Hy sal verskyn met die heerlikheid van die troue verbondsgod. In die Ou Testament is die titel Grote God immers verbind met God se verbondsliefde en sy mag om sy beloftes te hou, sy mag om te kan doen wat hy beloof het. Die verskyning van Jesus by sy wederkoms sal werklik God se mag om sy woord te hou tot uitdrukking bring. Hy sal stralend verskyn. Wanneer God verskyn tot sy volk se hulp, dan is dit werklik 'n heerlike gebeurtenis. Dit bring God se heerlikheid, sy gewigtigheid, sy grootheid tot openbaring. God se verskyning het veral in die Ou Testament gedui op sy radikale optrede om sy volk uit hulle benoudheid te verlos. En daarom sou die ou kerk, en daarom moet ons ook bid dat God in krag sal verskyn om ons te midde van ons vyande uit te red. So hoor ons byvoorbeeld in Psalm 94 vers 1 die gebed: O God van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans. Ons bid dat God helder en duidelik na vore moet tree om sy heerlikheid tot openbaring te bring. Sy vyande en sy kerk se vyande wil immers van sy heerlikheid niks weet nie. Maar ons hoop en verwagting is dat God in sy seun Jesus Christus in ligglans sal verskyn by die volëinding van alle dinge. By Christus se verskyning sal hy immers die kerk finaal uit haar donker ellende verlos. Die mag van ons doodsvyande sal in 'n oomblik tot niet gemaak word, verbreek word. Die duiwel, die godvyandige wêreld en die smet in ons sal verdwyn voor die heerlikheid van Christus. Selfs die anti-kris en sy magte sal by Jesus se verskyning tot niet gemaak word. Ons hoor in 2 Tessalonisense 2 vers 8 van die anti-kris: en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak.
Christus sal die anti-kris met die asem van sy mond verdelg by sy wederkoms. Die vyande van God en sy kerk sal nie voor Christus se heerlike glansverskyning standhou nie. Dit is ons hoop, dit is ons verwagting. Daarop moet ons hart en ons gedagtes rig op Jesus se verskyning, op sy koms, waar hy die duisternis sal verdryf, die nal sal verdryf deur die wonderbare lig wat van hom uitstraal. Die Here voed ons dus deur die genade op om dit te verwag. Die kern van 'n gelowige se toekomsverwagting is dus Christus se heerlike glansverskyning. Dit is 'n hoopvolle verwagting. My broer en suster, ongelukkig het die leer van Jesus se wederkoms vir baie ouers en predikers 'n slaanstok geword waarmee hulle mense dreig. Die wederkoms en spesifiek die eindoordeel van Christus word so maklik gebruik om mense en kinders bang te maak. Maar so leer die genade nie. Verdienste laat ons vrees vir die eindoordeel. As ons immers ons verlossing moet verdien, dan is ons op onsself aangewese, dan is ons nie so seker dat ons by die verskyning van Christus 'n salige hoop het nie. Maar die genade leer ons dat die verskyning van Christus ons finale bevryding van alle kwaad is. Daardie verwagting moet ons lewe vorm. Dis die enigste verwagting wat ons kan dra deur die ellende van hierdie lewe. As ons vashou aan hierdie hoop, sal ons getroos leef te midde van die onreg wat teen ons gepleeg word. Ons sal hoopvol kan wees in die grootste en die lelikste verdrukking. So kon die vroeë kerk destyds hoopvol wees, ten spyte van die feit dat hulle letterlik vir die vermaak van die heidene vir wilde diere gegooi is om verskeer te word. As ons aan Christus se verskyning vashou, dan kan ons leef met die troos dat die ellende siklus van die geskiedenis nie maar net gaan aangaan en aangaan nie. Dit sal deurbreek word deur Jesus se koms. Hy sal 'n einde maak aan alle hartseer en ellende. En daarom moet jy jou vra, broer en suster, wat is die kernverwagting waarvolgens jy leef? Watter hoop gee definisie aan jou lewe? As dit die wederkoms is, sal dit toenemend duidelik word in wat jy doen en in wat jy sê in die teenwoordige lewe. Dit sal al hoe duideliker word in wie jy is. Daarom skryf Paulus ook aangaande die identiteit van die Godsvolk. Hoor weer vers 14 van ons skrifgedeelte, wat gaan oor Christus wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Ons verwag die heerlike verskyning van Jesus Christus. Hy is ons groote God en verlosser, dis wie hy is. En nou gaan Paulus verder en hy brei uit op hierdie heerlike titels waarmee hy vir Christus noem. Hy brei uit op wie Jesus vir ons is. En nou gaan ons sien, broer en suster, deur uit te wys wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het en steeds doen, raak dit ook duidelik wie ons is, hoe ons oor onsself moet dink as God se kinders. Dit raak ook dan duidelik wat ons moet doen. Jesus het homself vir ons gegee. Dis die eerste saak wat Paulus noem. Ag, en hoe heerlik en wonderbaar is dit tog om dit te mag weet. Jesus het homself vir ons gegee, hy het homself gewilliglik uitgedeel ter wille van ons. Dit is tog die volmaakte toonbeeld van liefde, nie waar nie? Om jouself uit te deel aan ander, nie ter wille van jouself nie, maar ter wille van hulle. Jesus het homself gegee ter wille van ons. Maar nou sien ons ook sy liefde en genade nog duideliker skitter in die manier en doel. Die manier waarop en die doel waartoe Jesus homself vir ons gegee het, hoe hy hom vir ons uitgedeel het. Hy het homself gegee om ons te verlos. Nou, ons het dit al baie gehoor, maar dit is belangrik dat ons dit weer hoor. Die woord wat met verlos vertaal is, dui spesifiek op die idee van 'n losprys. Dis om 'n prys te betaal sodat iemand losgekoop kan word.
Ons in die tyd van ons skrifgedeelte gewoonlik gebruik om na die slawehandel te verwys. Slawe kon vrygekoop word as hulle losprys betaal is. En Jesus het homself vir ons so gegee om ons te verlos, om homself as losprys vir ons aan te bied. En daarom word hy onder andere ons groot verlosser genoem. Maar nou is dit belangrik om ook raak te sien waarvan hy ons volgens ons skrifgedeelte verlos het. Hy het ons verlos van alle ongeregtigheid. En hierdie woorde skemer daar iets deur van die geweldige strekking en doel van sy verlossingswerk. Ongeregtigheid is iets waarvan 'n mens verlos moet word. Ongeregtigheid stort jou in die skuld voor God. Ongeregtigheid vernietig jou van binne. As Paulus dan sê dat Jesus ons verlos het van alle ongeregtigheid, beteken dit dus eerstens dat hy ons verlos het van die skuld voor God. Hy het homself aangebied as betaling, deur in ons plek die toorn van God te dra, gedurende sy hele lewe op aarde, maar veral aan die kruis. So het Jesus homself gegee om ons van ons skuld te verlos, die skuld wat ons het vanweë ons ongeregtigheid, vanweë ons sonde. Maar ons moet dit ook besef, broer en suster, hy het homself werklik gegee om ons ook te verlos van die ongeregtigheid self. Baie mense sien baie maklik raak hoekom dit belangrik is dat Jesus ons moes verlos van ons sondeskuld. Dis heel eenvoudig. Jou skuld voor God maak mos dat jy regtens hel toe moet gaan, dat jy self moet betaal as jy buite Christus is. Maar mense besef nie altyd dat Jesus werklik daar aan die kruis gehang het, sodat dit vir ons moontlik sou word om die sonde te los nie. Baie keer wil mense wat van die evangelie hoor, wat van die genade hoor, eintlik aanhou sondig. Hulle wil net nie hê hulle sonde moet hulle skuldig maak nie. Mense het van nature die ongeregtigheid lief. Mense het hulle eie eer lief. Maar as ons sou sê dat Jesus ons net van ons skuld verlos het, dan sou ons die evangelie verkeerd verstaan. Ons sou eintlik die evangelie van sy rykdom beroof. Ons sou die blye boodskap arm maak. Die losprys wat ter wille van ons sonde betaal is, Jesus self, is so kosbaar dat dit in die geheel op ons beslag lê. Jesus het deur sy gehoorsaamheid tot die dood toe die reg verwerf om ons skoon te maak van alle sonde. Daarom noem Paulus ook in ons skrifgedeelte dat hy ons verlos het, uiteindelik om ons te reinig tot sy eiendomsvolk. Hy het nie net ons skuld betaal nie, hy reinig ons ook. Sy bloed was ons voor die Vader, dat ons voor hom skoon is. Maar deur die werk van sy Gees in ons heiligmaking pas hy hierdie reiniging op ons toe. Hy werk in ons op so 'n manier dat ons skoon word van die sonde se vuilheid. Dit kleef ons hoe langer hoe minder aan. Dan gaan ons weet, broer en suster, hoekom reinheid so belangrik is in die Bybel. 'n Mens moet skoon wees om in die driemaal heilige God se teenwoordigheid te kan bly staan. En daar is niks beters as om in die Here se teenwoordigheid te kan bly staan nie. Daar is niks beter as om te mag leef in die lig van sy aangesig nie. Niks beter as om in sy liefdevolle nabyheid te mag leef nie. Jesus het ons dus gekoop met die oog daarop, met die oog op die ewige en heerlike gemeenskap met God. En daarom, broer en suster, moet ons behoorlik besef dat Jesus se verlossing werklike verlossing van alle sondes is. Baie kere is mense heel gerus daarmee om te hoor hulle is verlos, dat hulle nie hierdie of daardie sonde hoef te doen nie. Of soos die Fariseer in Jesus se gelykenis, is hulle tog net te bly dat hulle nie so sleg soos ander mense is nie. Maar die feit dat Jesus ons verlos van alle ongeregtigheid, die feit dat hy ons reinig, leer ons dat selfs die sondes wat ons as klein sondes sien, sê nou maar, is iets waarmee ons moet breek. Christus se verlossing is so groot en so volkome dat dit nie ruimte laat vir die geringste stukkie ongeregtigheid nie. Daarom maak dit nie sin vir gelowiges om hulle sondes te koester en te vertroetel nie.
Jesus het die kosbaarste prys denkbaar betaal sodat ons sy unieke en kosbare besitting mag wees. Dit is wat Paulus bedoel as hy sê Jesus maak van ons 'n volk tot sy eiendom. Dit beteken dat Jesus ons deel maak van die geloofsgemeenskap, hy maak van ons 'n volk, maar deur sy gees en woord maak hy van ons 'n kosbare, 'n uitsonderlike en unieke volk. Daar is geen volk soos sy volk nie. Sy volk is gereinig, skoon gewas. Hulle lyk anders as die volkere van hierdie aarde. Dit is duidelik aan wat hulle doen, dit is duidelik aan hoe hulle leef. Hulle is in die woorde van ons skrifgedeelte ywerig tot goeie werke. Hulle brand om goed te doen. En hulle doen dit uiteindelik nie met traagheid en met lang gesigte nie. Hulle brand om God te eer in hulle woorde en werke. Hulle is meestal so ywerig deur die Heilige Gees se krag dat hulle dikwels selfs teenkanting kry daaroor. Teenkanting kry oor hulle ywer. Ons hoor dit in Psalm 69. Daar word eintlik van Christus geprofeteer met die woorde: want die ywer vir u huis het my verteer. As mens Psalm 69 lees, dan sien 'n mens daardie ywer is iets wat baie vyandskap ontlok het van die mense om hom. Die volk van die Here is gereinig tot sy volk en sy gees maak van hulle 'n ywerige volk. 'n Volk wat gerig is op een ding, naamlik om God te eer in alles. Daarvoor doen hulle goeie werke. Nou moet ons nie noodwendig dink aan goeie werke as liefdadigheidswerk nie. Goeie werke is ook nie noodwendig geweldige groot dinge wat voortreffelik is in die oë van ieder en elk nie. Goeie werke is dade wat ons doen uit die geloof, ooreenkomstig die wet van God en met sy eer as doel voor oë. Dis die kriteria wat van 'n werk 'n goeie werk maak. Dit beteken dat ons werke op elke lewensterrein goeie werke kan en behoort te wees. So voer die genade ons op om te ywer vir die Here, om, ons kan eintlik sê, behept te wees met sy naam en die eer van sy naam. Broers en susters, hoe lieflik om die verskyning van Jesus te mag verwag. Hoe wonderlik om te mag hoor ons word verlos van bose werke om te ywer vir goeie werke. Die verwagting van Jesus se wederkoms gee ons 'n vurige ywer vir sy eer. Kan jy dit van jou lewe sê? Kan jy sê dat jou toekomsverwagting jou ywerig maak voor die Here? As jy dit nie kan sê nie, is jou toekomsverwagting verkeerd. Dan is jou toekomsverwagting in 'n groot mate sonder hoop. Dan moet jy die belofte van Jesus se verlossing en uiteindelik die belofte van sy verskyning omhels in die geloof. As ons dit doen, dan het ons 'n verwagting wat nie pessimisties is nie en 'n hoop wat nie beskaam nie. Amen.